Dis baie goed. Hoeveel boere oor steenyzer? Ag nee, ek sien... Want hy is nou obviously in die agricultural. Kyk, ek sien maar net wat... Kyk, ons het nie iets met hulle te doen nie. Wat erg is nie. Is, en as hulle dit gaan doen, dan is ons in ons boere. Die water. Ja, ek het gehoor van dit. Dat hulle die water mos nou net aan die swart is. So sien nou jy... Verduidelik dit vir my, want ek verstaan nie. Sien nou jy koop by hierdie swartes sy grond. Sien nou hy het grond en jy koop dit wel. Dan... Het hy nog die water regdop? Ja, jy kan dit nie kry nie. So daai maar is daar so iets as waterregte? Ja. Voordat hierdie wet bestaan het? Ja. Jy betaal elke maand, nee, betaal jy X bedrag vir die water. Maar jy word ook net soveel water toegeken. Okay. So jy het nie onbeperkte water nie. Maar as jy na 'n rivier weer jou... Dit maak nie saak nie. As jy uit die rivier uit besproei, dan moet jy ook, jy mag net X aantal van dit gebruik. Yes. En jy betaal daarvoor. Dit is nie dat jy dit verniet kry nie. Okay. En 'n dam op jou plaas? Soos ons, as hy vol reën, jy gaan nou nie daarvoor betaal nie. Maar, maar jy moet ook jou dam moet jy registreer. So ek weet nie hoekom wil hulle nou hê jy moet jou damme registreer nie. So daar's ook weer iets daar. Want jou boorgate ook, jy moet, as jy sien nou jy het 'n boorgat, dan moet jy hom registreer en jy betaal X bedrag per maand vir jou boorgat. Vir water wat jy dan... Sien, wat ek gedink het nogal is, sê nou, die staat kom in, veral met 'n rivier, en die staat kom in en hy expropriate nou die grond bo julle sin. Verstaan, daar's nou die grond wat nou regtig benut word, nie, wat ook al, tantrums, grafte, what you wanna call it, en hulle vat die grond. En nou is daar 'n rivier my loop, en julle is 'n plaas wat rivier af is. En sê nou hulle dan beheer van daai water. Ek het gedog is so iets dan. Nee, kyk, die water weglei van, sê nou die plaas af. Nee, want hulle kan nie, die rivier behoort nie aan... So die rivier is sharp. Ja, dit is die loskop besproei, nee. As hy vol is, dan kry ons X amount water. Okay. Sien nou jy dan sien nou jy het 20 kubiek 'n jaar. Ja. As hy vol is, kry jy jou volle 20 kubiek. Okay. Maar as daar nie water in is nie, dan sny hulle jou, dan kry jy nie jou volle 20 nie. Okay. So met ander woorde, dan kry jy sien nou maar net 15 of whatever. So en dan plant jy nou volgens dit. Ja, jy gaan met meneer plant en sulke tipe van goed. Okay, en dan ek het ook nou gehoor dat hulle moontlik van die gronde so wil maak dat hulle dan kan dikteer wat moet geplant word. O, dit het ek ook gehoor, ja. Is dit? Ja. Hoe voel die ouens daaroor? Considering dat jy 'n sekere boerdery nou al run vir baie jare. Nee, ek weet nie hoe gaan hulle dit beheer nie. En dit is nou seker omdat hulle nou deals gedoen het met China om sekere goederes uit te voer. Dit is nou vir my ook daai ding van... Kijk, dit is nou nog nie daar nie, maar ek het gehoor, dat hulle gaan al die deal doen en dan is die produk nog nie eers op die voorpunt bestaan nog nie eers. Maar soos ek sê, hulle sal moet baie mooi gaan sit en dink, want sê nou maar sekere goed gaan nie sekere plekke groei. Ja. Hoe groot fokop dink jy kan ons staat maak? Want considering dat die intelligensie level amper 30% slaagsyfer is. Ek bedoel, dink jy hulle gaan so ver dink? Ten minste het hulle nou Steenhuisen duidelik die ou wat matriek gehad het en wiskunde seker geslaag het daar gesit. Maar jessie, dit is
Nee, kom ons sê so. Ek het 'n buurvrou gehad wat by ons skool gewerk het. Sy het toe for some reason nie meer daar gewerk nie, maar het al die contacts en al die goeds van ons skool. By hierdie company. Ek kry oproep waar sy vir my sê, luister, jy weet ek van het ek enige kennis van deep cleaning en soos grootmaak, skoonmaak. Sê ek vir haar, nee, hel, ek weet niks daarvan nie. Ek weet nie eens waar sy produkte moet koop nie. Ek weet nie. Toe sê sy vir my, want sy is besig met 'n tender by die company vir dit en het nog nooit die besigheid gedoen. Nou dit is wat ek bedoel is, dis nou tendering vir 'n sekere supply wat nog nooit eers moontlik hier, weet daai mentaliteit is wat mens ken, wat jy produseer dit. Nou moet sy rondhardloop, sy het nie eers die vernuf of die kennis om actually haar besigheid te run, maar sy kry die tender. Dit is sad dat dit actually in hele community kan ingaan, considering dat die kennis so kak is. Dit gaan die hele blerrie industrie opvoeter. As jy nou vat, nee, ons het nou geraai van die plaas af. Daai pad was ook 'n tender storieetjie geweest. Ja. Ek weet nie met hoeveel miljoene moes hy weggekom het nie. Nou moet dit van voor af oorgedoen word. So ek weet nie wanneer daai pad ooit gaan regkom nie. Seker hoeveel padtels? Nee, dis 'n hele pad wat oorgebou word. Ja. Maar soos ek sê, die ou het begin en hy is net met die geld weg. Nou moet hulle van voor af weer uitgrou, alles uitgrou, opvul dit en daar. Maar kan nou vir jou sê van die begin af het hy dit kak gedoen? Hy het nog nie eers, dit was nog net grond wat daar gelê het. Dit was nog nie eers dat daar teer naby gekom het nie. So daar het nog nie teer eers naby gekom nie. Dit was soos, verstaan jy, dit is uit begin om hy het seker nooit eers die grond gehad nie. Hy het 'n paar back-actors gekry om die grond te verskuif en toe sy soos in bye. So From this point I don't know anything. Dit is soos wat jy nou net begin om te sê, okay, jy gaan nou 'n pad hier bou. Dit is basies. En dit is nou staatsfonds. Ja, dit is nou wat, en soos ek sê, alles is mos, dit is nie wit is wat dit kry nie, dit is net swart. Is daar enige swart boere in julle area? Ja. Is dit? Homie boere? Ook aardappels? Nee. Vark? Nee, die een uit, ek dink hy het 'n bietjie katoen of iets gehad. Maar soos die een keer, en ek loop nou nie vir jou nie, toe het hulle by die swartes gegaan, by hulle waar hulle bly, en nadat hulle toe nou pay gekry het, en dit was by die swart boer, nee? Swart boer se werkers? Yes. Okay. Nou weet ek nie of hulle iemand daar doodgemaak het en of hulle hom net gesteel het nie. 'n keer rondgeplak het. Dat hy seer gemaak. Okay. Al die wit boere in die omgewing het gegaan om daar die een te gaan soek of die te gaan soek wat dit gedoen het, want hulle het gesê hulle ry en so dit en hulle dit aangaat en. So hulle almal is toe nou so en toe tot drones en alles het ons, en het was wit boere wat dit gedoen het. Die gemeenskap is mos die gemeenskap. Maar verstaan jy, Ja, nou word daar gesê, ja, dit en dit, maar hier gaan die wit boere En sy bereid om hulle en support of te insist of enigiets. En hulle gaan om die swart boer te help met wat daar gebeur het. Kyk, dit is wat ek moes na 'n ander ding gekyk nou die dag waar hulle spesifiek gepraat het oor grond wat gehuur word en al daai goed. En daar was 'n swart jong dame wat 'n boer was wat gesê het hoeveel dit kos, maar my boer hier langs aan het soveel grond wat ekstra, weet. Toe daar wit boer spesifiek opgestaan en gesê, maar ek betaal ook vir grond. So ek is ook 'n klein mannetjie in die besigheid en dan is daar verskriklike ryk boere wat die konglomerate van industrie
En wat nogal crazy was, is hoe hulle daar staan in Tantrum oor die conglomerate van industrie, wat vir my so halfkinder partykeer wil, soos hierdie boer gesê het, is, dit het niks met wit of swart te doen. Dit het met collateral, ou verhoudings, ou handskik relationships, al daai goeders het met capitalism te doen, en die kleiner boer gaan nie daai tender kan kry nie, want jy gaan nie kan produce wat nodig is vir daai tender. Ja, maar jy sien dit, Wat het jy daar omtrent? maar waar die verskil ook na aankom, hè, onthou, die klein swart boer kry geld Assistance. van die regering af. Hy kry kunsmis, hy kry gif, hy kry dit en dit. Hy kry saad om te plant. Waar Julle moet in skuld ingaan. ons met alles self koop. Ons kry niks van En niemand elke af. boer wat ek van weet moet in 'n magdom van skuld ingaan. Ja, om dit Om te doen. 'n jaarlikse te kan doen en te kan delg na die oes. So, waar hulle, soos ek sê, hulle gee nie om of hulle 'n ton stroop en of hulle 500 gram stroop nie, want hulle het geen Wat is die uitgawes. suksesrate van weet jy min of meer, so ek sou sê, van die swart boerderye, voordat hulle so gehelp word? Nee, Hulle produce nie wat hulle nee. moet. En baie van hulle het ek ook al gehoor, ek weet nie of dit die waarheid is nie, sien nou hulle kry X amount kunsmis of whatever, dan gaan verkoop hulle daai kunsmis om geld te kry, want uit sy oes uit gaan hy nie regtig iets maak nie, so dan verkoop hulle daai Vir 'n nuwe pers. vir geld. Ek het ook gehoor van die plase wat gegee is, word net terugverkoop. Soos ek het 'n plaas gekry by die staat. Ja, maar hy moet 'n titel af hê om hom te kan verkoop. Hy kan hom wel verhuur aan iemand, aan 'n witte of aan iets. Maar hy gaan nie hom kan verkoop nie. Dit sy titel af. Okay, so die staat gee die plase, maar nie die titelaktes. Hulle het ek gesien gister, het hulle Eerste keer. in Natal, het hulle vir hulle titelaktes maar gegee. fyn enough is, weet jy hoekom het dit daar gebeur in Natal? Want die koning, Missie Zulus Valentini, het ons opgestaan. Jy weet hoekom die ANC nie gewen het laas jaar nie, was die Zulus het nie gestem nie. Hy is die eerste ou wat opgetree het, hy en Donald Trump. Na die appropriation law, die without compensation, die grond without, na daai wet, ek bedoel, Ramaphosa het teruggevlieg van die World Economic Forum af. Sy gat het nog nie eens op haar stoel geland nie, toe teken hy al die papiere, sonder niemand om hom nie. Nie in die genie, niks nie. So daai het hiernatoe gejaag, want iets was op. 2 mense het opgetree, onmiddellik. Die koning, die Zulu koning en Trump. Trump het toe dadelik refugee ding gedoen, en die Zulu koning fire toe sy hele Isinyoma Trust. En hy mag nie, want die staat employ hulle. Daar's groot drama om die Zulus, hoor? Groot. Met hierdie nuwe koning, hy skei tot, of daar's 'n vrou wat hy moes trou en ek weet nie wat als nie, maar hy gaan, hy's 'n nuwe moderne koning. So daar's groot drama, maar dit is interessant dat jy nou vir my sê, was dit gister gewees? Ek moet 'n bietjie daarna oplees op dit. Wat hulle grond teruggekry het. Ja. Die eerste grond wat geappropriated was. Of Dit was dit is gekry. die suikerriet farms. Ja, Hulle produseer suikerriet daar. okay. En hulle het, ek weet nie wat is presies die naam nie, Ek 'n bietjie gaan kyk. maar ek het gesien hulle het title deeds gekry. Dit is amazing, want in daai 300 kuslyn van die Zulus grond daar, is daar nie een Zulu wat 'n fishing license mag hê nie. Nie een nie. Hulle mag hulle self glad nie deur die grond opbring of opbou nie.
In 2017 was die eerste grond geappropriate deur die staat. Was nie boere se gronde nie, maar dit was Zulu gronde wat hulle gevat het en 'n mall gebou het. Hulle het hom verkoop. En ek weet nie presies wie die mall gekoop het nie, maar dis die mall daar in Benito. Ja. Dis hoekom daai groot uprising was mos nou net, want dit is 2017 en toe kom die COVID. Kan jy onthou daai looting? Ja. Dis hoekom hulle so te kere gegaan het. Want hulle kan hulle self glad nie, hulle het glad nie deeds nie, so ek kan nie glo die staat het nou, so hulle het ingegee op dit. Ek weet nie, Dis amazing. die grond, maar hulle is betaal vir dit, nee? Ja. Dit is boere se grond of iets wat hulle gekoop het, Ja. en dit toe nou gegee het vir die stam of whoever, en hulle het die title deeds vir dit gekry. So dit is van die boere oorgedra na Ja. hulle toe, na whoever toe. Dit was nou inlangs. Dit was soos in gister. En Dit dan was gaan gister. daai dinge gaan. Maar hulle is redelik vergoed vir dit. Soos Ja, maar Omdat- denk jy daai boere gaan trek? nee, maar soos omdat hulle plantasies, hulle het Ja. dit aangelê en dit, so al daai goeders is in berekening gebring. So hulle het die Hulle het alles uitbetaal wat dit werk was. yes. Wow. So dit is nie van dit storieetjies nie. So without compensation. Ja. Nee, ek dink maar nog even so is dit nogal merkwaardig. Veral die deeds. Die deeds was nog nooit oorgegee nie. Nie aan die mense nie, die staat het dit gehou. Dis hoekom dit lyk of ons die meerderheid van die grond besit. Dit lyk so, want die staat is een entity. En dis nie waar nie, want die staat besit baie meer grond as die mense, Ja. die boere. Oh wow, dit is baie goeie nuus. Ek weet nie hoe baie goeie nuus is dit nou vir die refugee status nie, want dit is presies wat ek dink Trump opgedruk het. Jy het nou vir my nuus gegee. Ja, maar onthou nou nee, dit is nie te sê hulle het dit miskien nou daar gedoen, maar dit is nie te sê hulle gaan dit oral doen. Nee, ek weet, en as dit nou moet kom by Malemaatjie, kan jy nou more mass imagine die tantrum die wat daar gegooi gaan word. Maar we hoor dit gesien het want dit was gister so geprotesteer. want dit is op die nuus. Ook hulle het nou vir ons nou hier gister vanoggend 9:00. Nee, sorry, vanoggend 6:00 kakke transformer. Elektrisiteit, poeg. En weet jy wat is crazy? Een keer 'n maand is daar 'n transformer wat nie bietjie opvoeter nie, nie net afsweet nie, nie net trip nie, ontplof. Jy moes hierdie rookwalm gesien het op pad na die skool toe vanoggend, hoor? Dit was 'n kolom, dit was ontploffing. Ja, as dit weke sonder krag. Ja. Beste van alles is wel, ek weet nie, ek het vroeër kliënte vir my gesê, hulle is al 10 jaar is die krag gelukkig aan, want toe dit nou 'n knock-on effek en al die ander transformers getref. Maar jessie, nee. Dit is vir my so 'n half 'n guerrilla taktik. Dit voel vir my soos die presies dieselfde beweging en moves wat gebruik was net voor 1934. Infrastruktuur. Ag maar dit het nou lankal afgebreek, daar is niks meer reg oor nie. True, maar in die proses waaraan niks oor is nie, word dit ook aangeval en geterroriseer. Dit is nie net 'n paar diewe wat besluit ek soek kabels en ek gaan na daai transformer toe gaan wat Eskom se groot. Hierdie ouetjies is sulke flipping plebies man. Daai is aspres aangeval. Ja, maar dit is soos die konstruksie mafia. Dit is En hierdie EFF is in Pretoria op die oomblik. En, maar wat is ook erg, ons het nie 'n minister in die kabinet op die oomblik nie. Nie een nie. En almal is by land uit. Ek dink die EFF het dalk ingekom gister, gemaak of hulle nou protest oor die wat en hulle sit nou en wag vir daai interview. En ek dink ook dit is 'n bietjie van 'n MP move van hulle kant af. ja, hulle het nie gestraik gister nie. Hulle het nie gestraik nie, hulle het geprotest. Nee, hulle het nie geprotest nie. Hulle het 'n Hulle oorwinning oor die wat storie gevier. Oh wow. Okay, kom ons sê gou so. Daai was die minuut wat Ramaphosa die land uit is. Wat se images? Kom ons sê die staat, hulle sê vir ons een woord,
en hulle sê vir ons, dit is wat ons doen. Weet jy wat beteken dit vir Ramaphosa? Oh, mother. Twane is besig om oorgeneem voor terwyl ek nie daar is nie. Dink hulle wag vir Umkhonto en Sizwe op die dag en kyk wie is die governing president op die oomblik. Ja, maar hulle sê mos, Floyd wat so toe gegaan het, hy en Malema sê die goodies en dit en dit. Hy sê hy het hom nie so toe gestuur om te gaan spaai op hulle nie. Hy is nog nou. Hy het hom nou uitgeskop vir Floyd. Wat die inkom nie. Ja, na sy stink vir daai pastoor. Nee. Het hulle self net gedistance van sy aksies. So, ek weet nie wat, anyway. Crazy. Kyk, in die laaste 2 dae, ek dink daar's baie kind of tension op die oomblik. Almal hierdie moes afwagting vir die interview. Kom ons sê so, die wit mense tree op 'n sekere manier op die oomblik, en weet jy, die swart mense tree op 'n sekere manier op die oomblik. En wat vir my scary is die magdom. Jy gesien hoe baie mense is daar van die EFF. Dit was een mother van 'n optog, hoor. Ons dink nog ons proteste bietjie vir sy broodjies doen. Mense kan duidelik die 8% in verskil. In 'n optog kan jy die lyse verskil sien. Ons is so pliep. Kneerspoeg en polisie dag op 8 hier kom die boer. Dit was baie. Strate vol het so image gewys. Baie mooi actually vir optog, considering dat jy weet maar, what the hell. Ja, maar kyk, daar is stadium wat hulle opvolg gemaak het. En hulle wil uitmaak dat Malema nie so baie support het nie. Hoe dan wil jy dit verduidelik? Hy het nie stemme nie. Hulle nee, maar daai klomp, dis nie almal wat vir hom stem nie. Verstaan jy? Hy het baie volgelinge wat hom volg, maar dis nie te sê hulle stem vir hom nie. En is dit soos 'n koning? Hulle volg hom en hy sê vir hulle vir wie hulle moet gaan stem. So ek weet nie, Dis wat die koning sê. want as jy nou sien, hoeveel was daar op daai stadium? Jy kan nie dink nie. En soos wat jy nou sê, nou net gister hierso, Yes. never mind op al die ander plekke, waar is die stemme? Ja. Hoekom reflekteer dit nie op by die stembus nie? You know what I mean? Ek dink hy dikteer die stemme dan, sal hy soos die konings, want sien dis wat die konings Maar hoekom sal hy dit doen, as hy wil want president word? hy gaan nie word nie, al het hy nou 'n kans, hy's te jong. Een ding wat ons moet besef, en dit is wat ek dink baie mense nie verstaan, van die Afrika tipe politiek nie. Ons het die westerse manier van dink, en dan het ons die African manier van dink. En African manier van dink het baie te doen met tradisies, elders, al hierdie goed. Hy's te jonk. As hy nou onderdanig is en hy doen wat nou nodig is, soos buig, hy sê vir die ouens wie om voor te fucking houd. Ek dink hy presies nou ook. Die Zulu koning het, hy sê ook, as hy sê hierdie maand stem ons vir ANC, dan sal al die Zulus nou vir ANC stem. Jy weet, hulle het laas jaar vir die Zulu koning something so 72 miljoen rand gegee. Elke koning kry 'n salaris. Daar's 8 konings, ons 7 konings, huishoudings. Tot die Sangoma kry 'n salaris. Almal reg af onder toe kry salarisse. So, nadat daai koning betaal het, en dan bly jy op die koning se gronde, tot die koning se, wat noem hulle, on the king's pleasure. Dis hoekom helfte van die mense wat op koninklike gronde bly en hulle shacks bly en sulke goeders nie title deeds kan kry nie, want is die koning wat dit besit, en dan besit die koning dit nie, dit is in 'n trust gesit vir die koning, en dit word besit deur die staat, elke keer, maar daai, en dan draai hy om en hy sê, hoor hierso, jy gaan weet, ons wil almal aan 7 maand, dit verloor ek sweer, maar hy het hulle gesê, we're not voting ANC this year.